waaroor raak engele opgewonde en bly? Onthou net, engele is nie sprokieskarakters nie. Die Bybel is baie duidelik oor die bestaan van engele. Ja, daar is ongetwyfeld, beslis, wesens soos engele. Maar natuurlik vertel die Bybel ons nie alles van engele nie. Ons weet byvoorbeeld nie regtig hoe hulle presies lyk nie, en ons moet dus ook nie daaroor spekuleer nie. Aan die ander kant, die Bybel vertel wel iets meer oor hulle funksie, en ons lees daarvan in Hebreërs 1 vers 14, is hulle nie almal dienende geeste, wat uitgestuur word terwille daarvan, om hulle wat die verlossing sal beërf, dis met ander woorde God se kinders, by te staan nie? Ja, engele help God se kinders, hier op aarde, volgens sy soewereine wil, soos hy wil en wanneer hy wil. En 'n mens kry natuurlik aangrypende voorbeelde daarvan, in die Bybel self, maar ook in die algemene geskiedenis. Daar het destyds, tydens die Bosoorlog in Rhodesië, vandag Zimbabwe, 'n kosbare boekie verskyn oor die geestelike perspektief van daardie bloedige stryd. Die boekie se naam was Christus aangekla in Zimbabwe, Rhodesië. En daarin word verskeie voorbeelde gemeld van hoe engele by geleentheid God se mense beskerm het tydens terroriste aanvalle. Maar wag 'n bietjie, net voor ons te veel gefascineer raak met die engele, wil ek tog net jou daar wys dat die konteks van Hebreërs 1 se beskrywing van die engele se werk juis daaroor gaan om te bevestig dat Jesus self soveel meer en soveel meer belangriker is as enige engel. Ja, Jesus is baie heerliker en magtiger as enige engel, want net Jesus, net hy sit aan die regterhand van die Vader, die almagsposisie in die heelal. En daarom moet ons dit van die begin af mekaar sê, ons fokus moet ons nooit op die engele wees nie, maar op Jesus, die Seun van God en ons verlosser. Maar terug by die vraag, wat maak die engele opgewonde en bly? Want dit moet iets wonderliks wees, as daar so iets is. Van is duidelik, hulle is tog volmaakte wesens wat hulle self bevind in die heilige teenwoordigheid van God, en ons kan aanvaar daarom volmaakte geluk ondervind. So, is daar iets wat hulle nog blyer kan maak as wat hulle reeds is? En spesifiek, is daar iets wat hier op aarde gebeur, wat besondere vreugde aan hulle sou kon verskaf? En die merkwaardige is, ja, die antwoord is, daar is iets wat hulle baie bly maak. En Jesus self gee vir ons die antwoord in Lukas 15 vers 10, waar ons lees, so sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Engele raak opgewonde en bly wanneer sondaars hulle bekeer. Ja, selfs 'n enkele sondaar se bekering is voorbladnuus in die hemel en rede tot groot vreugde. Nou, dis belangrik om die konteks van Jesus se uitspraak hier in Lukas 15 te verstaan. In Lukas 15 vertel Jesus die 3 bekende gelykenisse wat gaan oor die passie van die Vader, sy begeerte om verlorenes te red. En ek dink jy ken hierdie gelykenisse goed. Dit is die gelykenis van die verlore skaap, die verlore muntstuk, en dan die baie bekende gelykenis van die verlore seun. En die doel waarom Jesus hierdie 3 gelykenisse vertel, is baie belangrik om dit te verstaan. En hy stel dit baie duidelik daar aan die begin van Lukas hoofstuk 15,
Ons lees, al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na Jesus te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man, dis nou Jesus, ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel, en dan gaan Jesus nou voort, en hy begin by die gelykenis van die verlore skaap. So, hierdie 3 gelykenisse is Jesus se antwoord op die kritiek van die fariseërs en die skrifkenners, dat hy met tollenaars en sondaars gemeng het. En hy wys nou vir hulle daarop, deur hierdie gelykenisse, dat dit juis die Vader se begeerte is, dat sulke mense, onregverdige, slegtes, tot bekering moet kom. Dit is juis die rede hoekom die Vader vir Jesus gestuur het. Maar as mens mooi kyk, is daar juis ook 'n subtiele skimp in al 3 hierdie gelykenisse, dat die godsdienstige mense, soos hierdie fariseërs en skrifkenners, wat dink hulle is regverdig, en wat dink hulle het nie bekering nodig nie, die gevaar loop om God se bedoeling met hulle te mis, om uiteindelik die koninkryk te mis. Die kritiek van hierdie skrifkenners wys daarop, hulle verstaan nie waarom Jesus gekom het nie. Hulle kritiseer vir Jesus. En ons weet, hulle het uiteindelik vir Jesus heeltemal verwerp. En so, omdat hulle Jesus verwerp, gaan hulle die koninkryk mis. Aan die ander kant, die slegste mense, hierdie tollenaars en sondaars wat berig was, maar wat Jesus aanvaar het en hulle bekeer het, hulle sal die koninkryk binnegaan. En Jesus was baie duidelik hieroor, byvoorbeeld in Matteus 21, in die konteks van die gelykenis van die 2 seuns, sê hy, amen, ek sê vir julle, die tollenaars en prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Want Johannes het na julle toe gekom met die pad van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie. Maar die tollenaars en die prostituie het hom geglo. En hoewel julle dit gesien het julle tog nie later berou gekry en hom geglo nie. Ja, ons weet, hierdie skrifkenners het eers vir Johannes die Doper verwerp, en toe het hulle vir Jesus ook verwerp. Maar slegte mense, sondaars, het Johannes en Jesus se boodskap aanvaar en hulle bekeer. Nou moet mens dan ook sê, gelukkig was daar wel ook sommige fariseërs en skrifkenners wat uiteindelik hulle sonde ingesien het en hulle tot Jesus bekeer het. En die bekendste voorbeeld is natuurlik Paulus se bekering op pad na Damaskus. Maar hier is 'n baie belangrike saak wat ons moet raak sien. En dit lê my na aan die hart. Geliefdes, ook goeie kerkmense het bekering nodig. Sonder bekering sal niemand die koninkryk van God ingaan nie. In hierdie 3 gelykenisse, hier in Lukas 15, val die klem op 'n subtiele manier baie sterk op bekering. En dit bereik natuurlik, soos jy sal weet, 'n klimaks in die gelykenis van die verlore seun, met die verlore seun se berouvolle terugkeer na die Vader. En dit is wat ons mooi moet verstaan, Jesus se vriendskap met sondaar mense was nooit bedoel om maar te sê,
ag ouens, julle is alright om te hoer en te remoer nie. Nee, hy het tussen hulle beweeg, saam met hulle geëet, hy het hulle vriend geword, om hulle in liefde tot bekering te roep. Werklike bekering. Bekering wat tot lewensverandering lei. Dink maar aan die pragtige voorbeeld van Saggeus, die tollenaar se bekering. Jesus het hom daar uit die boom uitgeroep en hy het drasties verander. Hy het gesê, Here, onthou hy was 'n gierige man, maar hy verander so, hy sê, Here, van nou af sal ek die helfte van my goed vir die armes gee, en as ek iets van iemand afgepers het, sal ek dit 4-dubbel teruggee. Dit was en is Jesus se doel en passie, dat sondaars hulle moet bekeer, en so gered moet word, van die ewige toorn, hierdie heilige wraak en oordeel van God. Dis waarom hy vir sondaars gesterf het aan die kruis. Trouwens, sy hele bediening was daarop gerig. Van die begin van Jesus se bediening was sy hoofboodskap die boodskap van bekering. Skryf dit al aan Markus 1, vers 14 en 15, waar ons lees, nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande, dis naby, bekeer julle, en glo die evangelie. Nou wat is bekering? Bekering, die Griekse woord is metanoia, beteken letterlik om van gedagte te verander. Change your mind. Verander jou denke oor sonde en verander jou denke oor Jesus. Prakties kom dit daarop neer, kies teen sonde, verafskiet dit, haat dit, laat dit staan en kies vir Jesus. Vertrou hom, glo hom, aanvaar hom. In terme van die verlore seun se gelykenis, staan op by die varkhok waarin jy jouself nou bevind en keer terug in berou en verootmoediging. Ons moet tog besef, as geloof en bekering met die oog op die koninkryk Jesus se kernboodskap was, en gaan lees maar in die evangelies, deurgaans beklemtoon hy dit, moet ons tog maar luister. Om te sê jy hou van Jesus, of jy bewonder Jesus, of jy glo in Jesus, maar jy het jou nooit nog bekeer nie. Jou denke is nog nooit verander nie. Wel, dan is jy besig met 'n onsinnige illusie en eintlik maar self bedrog. Wanneer sondaars hulle bekeer, hierdie stap neem en vergifnis ontvang deur die geloof in Jesus en so 'n nuwe lewe kry, dan is daar groot blydskap in die hemel. Skryf dit in die gelykenis van die verlore skaap, waar Jesus sê, ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Nou, die skimp is ook hier baie duidelik, nee, hierdie 99 regverdiges is mense wat dink hulle is regverdig. Daar word duidelik geskimp hier op die fariseërs en die skrifkenners. Hulle dink hulle is regverdig, daarom wil hulle nie tot bekering kom nie. En hierdie blydskap is dan, soos ons gesien het, spesifiek 'n blydskap onder die engele. Luister net weer na vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Wel, hier is iets wat ons van die engele kan sê. Die engele stel intens
belang in wat hier op aarde gebeur. En spesifiek wat met mense gebeur. En spesifiek stel hulle belang in die verlossing van mense, die redding van mense. En daarom word die engele aangegryp en gefascineer deur die misterie van God se verlossingsplan, die evangelie van die Here Jesus Christus. En Petrus skryf hier oor in 1 Petrus 1 vers 12. Hy sê aan hulle, nou hy praat hier van die profete van die Ou Testament, aan hulle is geopenbaar dat hulle wat hierdie dinge betref, nie besig was om hulle self te bedien nie, maar julle. Hierdie dinge is nou aan julle meegedeel. Dis nou in die tyd van die Nuwe Testament. Deur hulle wat die evangelie aan julle verkondig het, deur die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Selfs engele begeer om insig hierin te verkry. Nou hierdie is 'n baie interessante gedeelte waarop ons nie nou in detail kan ingaan nie. Maar die Griekse teks skep hierdie indruk van engele wat as ware op hulle tone staan en hulle inspann om die uitwerking van die evangelie op aarde te aanskou en te bewonder. Hulle word aangegryp deur God se genadige verlossingsplan. Miskien moet ek dit net hier sê, onthou, die gevalle engele het nooit 'n kans gekry vir redding nie. Maar die gevalle mens, die stikkende sondaar mens, kry 'n kans om God se genade aan te gryp, want God is oneindig lief vir mense. En daarom het hy Jesus hier na die aarde toegestuur. Kom ons sê dit vir mekaar, geliefdes, die bekering en redding van mense is 'n baie groot saak. Dis nie 'n bysaak nie. Dis 'n prioriteitssaak in die hemelse agenda. En nou wil ek vir jou vra, het jy al blydskap in die hemel veroorsaak deur jou weg van jou sonde te draai en terug te keer na Jesus en hom te aanvaar? Of is jy dalk soos een van hierdie kritiese godsdienstige skrifkenners wat dink dat jy nie bekering nodig het nie? Mag die Here ons oë betyds open. Amen.